Goeiemôre liewe gemeentes, familie, vriende en baie welkom by vanmôre se erediens. Soos julle weet is ons nog steeds onder level 4, vlak 4 inperking wat ons verhoed om in persoon by mekaar te kan kom. En dis is ons nou maar weer terug op die ou manier, op die ou nuwe manier, die aanlyn eredienste. En ek wil vir julle elkeen baie welkom heet by hierdie besondere geleentheid. Mag julle tog ook ergens in hierdie diens, in hierdie boodskap, iets van die Here hoor en iets van die Here beleef. Mag julle welkom wees daar waar julle is, as gesinne saam, as familie saam, en mag die Here julle elkeen seën. Ek wil vanmôre se diens open met 'n foto uit Galasiërs 6 uit. Galasiërs 6 verse 14 tot 15 wat sê: mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van die Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Of 'n mens besny is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is. Mag julle elkeen vanmôre familie so welkom wees aan die voete van die Here, dat julle kan weet dat ons nuwe mense is in Christus. Ek wil graag vanmôre se erediens ook begin deur 'n wet voor te hou vir julle en die geloofsbelijdenis van Nisea oor so 'n oomblik saam met julle te lees. Maar ek wil vir ons die wet vooruit uit Jakobus 1 verse 19 tot 27 wat die volgende sê: my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al julle sedelike vyelheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier. En ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Tot sover die wet van môre. En ter antwoording van die wet wil ek graag vir ons die geloofsbelijdenis van Nisea voorhou. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Familie, voordat ons verder gaan ek vir ons 'n lied speel en daarna sal ons aangaan met hierdie erediens. Maar voordat ons die lied luister, kom ons bid net saam. Sluit ons oë en ons bid net saam. Vader, Here, dankie vir 'n oggend soos vandag, vanoggend, waar ons
op hierdie virtuele manier by mekaar kan wees. Waar ons kan weet dat U ons tog bind aan mekaar deur die bloed, al kan ons nie by mekaar wees. Here, dankie dat ons U naam kan groot maak ook op hierdie manier. Here, dit bly 'n voorreg om U te kan dien. En ons loof en ons prys U almagtige naam. Dankie Here vir die woord wat U vir ons môre gee. En dankie dat ons kan vertrou en kan weet dat die beloftes van U woord vandag nog staan. Here, U bly goed en ons loof U. Amen. Vanmôre se preek gaan ons 'n bietjie gesels uit Lukas 10 uit. En ons gaan oor so rukkie die teks saam lees, maar eers net so 'n paar inleidende opmerkings wat ek wil maak. Nou, ek is op die oomblik op verlof. En ek het die week wat verby is, so 'n bietjie daar in die motorhuis gaan krap en bietjie daar begin uitsorteer. En eintlik wou ek al klaar gewees het. Maar daar's so baie goed wat nog rond staan dat ek nou definitief hierdie komende week nou nog daaraan moet karre. Nou, ek is baie lief vir houtwerk, so ek het vir my 'n werksbank gebou en al my gereedskap baie mooi opgehang, netjies opgehang teen die muur, dat ek mooi maklik by alles kan uitkom. Maar nou moet die motorhuis of nou moet die garage skoon, sodat ek kan begin werk. Nou, mens gaar daar maar vreeslik goed op. Ons sit rakke op, ons bou kaste in, net om seker te maak dat ons genoeg stoorplek het vir alles wat ons miskien eendag weer gaan gebruik. Ons gooi mos niks weg, want net miskien kan ons dit weer gebruik. En so pak ek reg hierdie week, en ek gooi nie eintlik weg nie, maar ek soek eerder nog kratte om goed in te bære vir eendag. En terwyl ek die dinge doen, is ek alleen in die garage, en natuurlik dink ek aan 'n groot klomp goed. Allerhande dinge. En een gedagte wat by my vassteek, een gedagte wat my heel week vashou of besig hou, kom uit die teks van Lukas 10, vers 1 tot 11 en 16 tot 20, waar Jesus sy disippels, die 72, uitstuur na die mense toe. Ek gaan vir ons lees hier uit Lukas 10 uit wat sê, van vers 1 tot 11 en dan 16 tot 20, wat sê, Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie en moenie langs die pad met groetery tyd verkwis nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie hierdie vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie, sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak siekes daar gesond en sê vir die mense,
vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit sy strate en sê, selfs julle dorp so stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. En dan skiep ons hier, gaan ons aan tot by vers 16 tot 20 wat ons lees, van vers 16 wat sê, wie na julle luister, luister na my. Wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat julle enige leed aandoen. En tog moet julle nie bly wees net om die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Net tot sover gaan ons lees vanmôre. Nou dis 'n teks, familie, wat eintlik so baie verskillende dinge bevat. So baie goed waaroor ons vanoggend kan gesels. Dit was eintlik regtig moeilik om te kies waaroor ek wil praat. Maar omdat Dominee Daafraai verlede week met ons gesels het oor wat dit beteken om vir Jesus te volg, het ek gedink ons moet vanoggend by die uitstuur gedeelte van hierdie teks stil staan. Omdat hier lees ons word die disippels uitgestuur, word hulle weg van Jesus afgestuur. Hulle volg nou nie meer nie. Hulle moet nou voorloop. Hulle moet nou gaan en al die plekke gaan besoek wat Jesus nog wil besoek. Hulle moet eintlik so die weg oopmaak vir die evangelie wat Jesus bring. En nou skielik moet hulle self leiding neem en self besluit. Want tot op hierdie punt in die evangelie kan 'n mens so agterkom dat as iets moet gebeur, as iets moet besluit word, het die disippels met groot oogies na Jesus se kant toe gekyk om te sien wat hy gaan doen. Maar nou nie meer nie. Hy sê vir hulle, gaan, loop en doen die werk. Nou een van die opvallendste dinge in hierdie gedeelte vir my, is dat wanneer Jesus hulle 2 uitstuur na hierdie verskillende plekke toe, sê hy vir hulle, moenie 'n reissak, 'n beursie of nog skoene saamvat. Vat die klere aan jou lyf en gaan doen die werk. Hoe kan jy jou dit indink, familie? Jy gaan weg van die huis af, maar jy pak niks. Jy ry net. Ek dink nie baie van ons sal dit kan oorleef. Die hele boodskap van Jesus waar hy vir hulle sê om met niks te reis, om niks saam te vat nie, steek toe by my vas en ek bly dink daaroor. Hierdie hele week bly ek dink daaroor. Ons pak in, net sodat ons weer kan uitpak. Ons pak weg om miskien eendag weer te gebruik. Maar kom ons wees eerlik. Wie van ons het al daai krat gaan afhaal met die stukkies elektriese draad? Of die boks gaan oopmaak met die gebreekte elektriese toestelle? My pa het so regtig vir my vertel dat sy ouma het 'n botteltjie in haar naaldwerkkas gehad met toutjies in. En wat op die botteltjie gestaan het was toutjies te kort om te gebruik. En dit is presies waarvan ek vandag praat. Ons klou vas aan die toutjies wat te kort is om te gebruik vir een of ander rede. Nou ek reken die disippels sou sekerlik dieselfde gevoel het as wat ons voel. Ons kan nou sekerlik gaan uitwerk hoe ver hulle moes loop om hierdie werk te gaan doen. Maar dis nie die punt nie. Die punt is dat hulle moes reis, moontlik ver moes reis, sonder enige ekstras. Maar ons is mos baie lief daarvoor om ekstras te hê. Ek het in die week met my motorhuis regpak agtergekom dat ek 5 nommer 10 spanners het. Vir wat? Ek gebruik tog net een op 'n slag. Maar tog is hulle almal geberre, want miskien eendag het ek nog een nodig. Ek reken, familie, as ons die dag daar was, sou ons heel waarskynlik protes aangeteken het. Ons sou waarskynlik gesê het, maar Here, hoe nou? Wat as een van my skoene breek? Wat as ek honger raak langs die pad? Wat as ek vir verblyf moet betaal? Maar die disippels doen nie. Hulle gaan met die opdrag wat hulle kry en hulle gaan doen die werk. En dan lees ons van vers 17 af hoe hulle met blydskap teruggekom het na Jesus toe en vir hom vertel het wat gebeur het. So hier wil ek stil staan vandag.
by die goed wat ons al ewig saamdra en saamsleep. Ons pak ons spreekwoordelike, geestelike en emosionele tasse vol goed wat eintlik maar kon agterbly. En dan beur ons maar net voort. Oom MC het my nou die dag 'n storie vertel van 'n tannie wat hier in Brixton gebly het, wat altyd geantwoord het as jy gevra het hoe gaan dit, ons beur moedig voort. En terwyl dit 'n verskriklike mooi ding is of 'n verskriklike mooi uitkyk op die lewe is, voel dit vir my, dit sê nog steeds iets van hierdie laste wat ons saam met ons sleep, hierdie swaar tas met al hierdie dinge wat ons eintlik moes agterlos, wat ons saam sleep. Ons dra soveel woede, soveel pyn, soveel angs en allerlei ander dinge saam met ons elke liewe dag. En is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om vas te klou aan die touwtjies wat ons nooit weer sal kan gebruik nie? Wat help woede ons? Wat help dit om mekaar nie te vergewe nie? Ons hou vas aan hierdie goed, asof dit ons ergens gaan bring, in plaas daarvan om dit agter te los en net na Jesus te luister en te loop sonder al hierdie goed wat ons eintlik terug. In plaas daarvan om die goed uit te pak en weg te gooi, stof ons dit so nou en dan af om te sien wat in die kratte en die kaste gebeure is en dan pak ons dit weer net netjies terug en hou dit vir eendag. Moenie 'n reissak saamneem nie, ook nie 'n beursie nie, ook nie skoene nie. Met ander woorde, los jou dinge agter en loop vorentoe. Los enigiets wat jou gaan terughou om die regte werk te doen en gaan. Die tweede ding van die gedeelte wat vir my uitstaan is die opdrag wat Jesus vir sy disippels gee, want wanneer hy sê as hulle by iemand aankom. Wanneer hulle by iemand kom, moet hulle vrede aan die huis gee. Dis baie duidelik, familie hieruit, dat wanneer hulle stap, moet hulle net hierdie vrede waarvan Jesus hier praat, saam met hulle dra. En dit gaan uitdeel. Die res sal voorsien word. Alles anders wat hulle sal kan nodig kry op hierdie reis, sal voorsien word, solank hulle die vrede gaan uitdeel wat die evangelie van Jesus verskaf. En dit, liewe familie, is wat Jesus vandag ook vir ons sê, soveel jare nadat hy daai 72 uitgestuur het. Want daardie opdrag is tog ons opdrag ook, om uit te gaan en die vrede te gaan uitdeel wat God aan ons elkeen gee. Dit bly ons opdrag elke dag. Maak nie saak waar ons beweeg nie of waar ons werk nie, ons moet hierdie vrede gaan uitdeel in die wêreld. Hierdie teksgedeelte wat ons saam gelees het eintlik baie te doen met Lukas se siening en ook sy uitvoering van sending of dan nou evangelisasie. Dit is die inleiding, so sê die slim mense nou. Dis die inleiding tot Lukas 24 vers 47 wat sê, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. As ons vandag nog hierdie opdrag ernstig opneem, dan moet ek myself die vraag afvra, maar hoekom lyk die wêreld soos wat dit lyk? Hoekom lyk dit of alles aanhou uit mekaar uitval as ons as Christene hierdie opdrag gekry het om die vrede van Jesus te gaan uitleef en te gaan uitdeel? Elke dag voel dit vir my as daar by wyse van spreuke ietsie niets wat breek in die wêreld. Elke dag hoor ons en sien ons van nog slegter en slegter goed wat gebeur. En dan vra ons sommer baie vinnig die vraag, maar waar is God in al hierdie goed? Hoekom laat hy dit toe? Bestaan hy dan nog? Maar ek dink nie, dis die tipe vraag wat ons behoort te vra nie. Ek dink eerder ons moet die vraag begin vra soos, wanneer laas het ek iets goeds gedoen vir iemand? Wanneer laas het ek 'n vreemdeling verwelkom? Wanneer laas het ek vrede uitgedeel, in plaas daarvan om woede te koester? Ek dink, familie, ons gee te maklik die skuld weg, omdat ons so bly vasklou aan die touwtjies wat te kort is om te gebruik. Omdat ons nie eintlik heeltemal bereid is om die opdrag om die vrede te gaan uitdeel met ons hele lewe wil aangryp. Want net nou kry ek seën. Net nou word ek weggewys en nie aanvaar.
Net dan vergewe ek iemand en dan maak hulle my weer seer. So kom ek hou maar eerder vas aan die woede en ek hou almal op 'n afstand. Hierdie touwtjies waaraan ons vasklou, trek ons af. Dit hou ons terug en dit keer ons om die volle lewe te lei wat Jesus vir ons in gedagte het. As ons dit sou kon regkry om weg te kon loskom van hierdie dinge, glo ek, sou ons kon vorentoe beweeg met vreugde. Nie net moedig voortbeheer nie, maar eerder vorentoe dans met blydskap en oorgawe, omdat ons weet, dit wat ons saam met ons dra, lig en lekker is. Omdat ons weet, dat ons die regte dinge saam dra, en die res voorgesorg sal wees. Nou, Jesus het deur sy tyd, wat hy saam met die disippels geloop het, vir hulle baie dinge geleer en gesê. Maar hierdie een ding wat hy hier vir hulle sê, staan nog altyd vir my uit. Hy sê, gaan net. Die werk wat julle gaan doen, sal vir julle sorg, en julle sal goed ontvang word. Maar gaan net. Amen. Dankie Here, dat ons kon hoor uit die woord uit vanmôre, dat ons kon leer uit die woord uit vanmôre. Dankie Here dat die boodskap so duidelik is, wat U vanmôre vir ons gegee het. Help ons Here om raak te sien dat ons reeds hierdie vrede ontvang het, waarvan U praat, en dat ons dit moet uitdeel, dat ons dit moet uitleef. Dat ons, soos die woord sê, die lig in die wêreld sal wees, die lig in die duisternis. Dankie Here vir U liefde en die genade elke dag, al verdien ons dit nie. Dankie dat U 'n God is, wat naby ons bly, en ons vashou in ons nood. Here, ons loof, en ons prys U almagtige naam. Amen. Seisoene gaan verby. Sterre draai in ons vaste baan, gebroke harte kom weer vry. Weet jy wat sy liefde aan jou doen?